En here, hierdie is Econ 211 makro-ekonomie en ons is besig met hoofstuk 4 invoerie en burger. En dit gaan oor die oop ekonomie en hoe ons dan die buitelandse sektor byvoeg by ons model. In die vorige video het ons gepraat oor die komponente van die betalingsbalans en ons weet dat die betalingsbalansposisie hang af van al die faktore wat eintlik 'n invloed het op uitvoer en op invoer en op die vloei van kapitaal. So binnelandse inkomste, buitelandse inkomste, rentekoerse en opbrengskoerse, relatiewe prysvlakke, die wisselkoers, verwagtinge en persepsies, dit alles het 'n invloed op uitvoer, maar ook op invoer en op 'n verandering in die kapitaalvloei. En ons wil nou graag in hierdie video 3 voorbeelde behandel van die spesifieke veranderinge se invloed op die betalingsbalans. So ons eerste voorbeeld is om te sê nou maar daar's 'n toename in die repo-koers. Met ander woorde, uitbreidende monetêre beleid. Nou ons weet dat die primêre effek hiervan is dat 'n toename in die repo-koers lei tot 'n afname in die aanbod van geld. Dit sien ons hierso. Die aanbod van geld neem af en die LM-kromme skuif na links. Rentekoerse neem natuurlik toe, die repo-koers neem toe en inkomste neem af. So hierdie toename in rentekoerse trek weer 'n invloei van buitelandse kapitaal. Daar's nou 'n groter verskil tussen buitelandse rentekoerse en Suid-Afrikaanse rentekoerse en dit word vir buitelanders 'n goeie belegging om in Suid-Afrika skuldinstrumente te kom koop. So dit het 'n baie positiewe effek op die finansiële rekening en die gevolg is dan dat daar 'n invloei van geld is wat weer 'n impak het op rentekoerse. Omdat inkomste afneem, die inkomste neem af, beteken dit dat invoer gaan afneem en dit het dan weer 'n positiewe effek op die lopende rekening. So netto is die invloed daarvan op die betalingsbalans positief. Die kans dat daar is 'n oorskot op die betalingsbalans. Ons kan ook kyk na die gevolge van 'n toename in owerheidsbesteding, so uitbreidende fiskale beleid. Ons weet dit skuif die IS-kromme na regs en die gevolg daarvan is dat rentekoerse toeneem en inkomste neem toe. Hierdie toename in rentekoerse trek dan weer buitelandse kapitaalvloei aan en dit beteken 'n oorskot op die finansiële rekening. Maar omdat inkomste toeneem, beteken dit ook dat invoer neem toe en dit het 'n negatiewe impak op die lopende rekening. So die betalingsbalans effek hiervan is onseker. Dit hang af watter een van hierdie 2 effekte die groter een is. Ons laaste voorbeeld is die effek van 'n toename in uitvoer. Wat is die impak daarvan op die betalingsbalans? Ons weet as uitvoer sou toeneem, byvoorbeeld as gevolg van 'n ekonomiese oplewing in die VSA, dan skuif die IS-kromme na regs. Nou, uitvoer is deel van totale besteding, wat beteken dat rentekoerse gaan hoër wees en inkomste gaan toeneem. So dit het 'n positiewe effek op die lopende rekening, daardie toename in uitvoer. Die toename in rentekoerse trek weer buitelandse fondse aan, dit het 'n positiewe effek op die finansiële rekening, maar die toename in inkomste lei tot 'n toename in invoer wat weer 'n negatiewe effek het op die lopende rekening. So die effek op die betalingsbalans is waarskynlik positief. Jy het uitvoer wat toeneem en jy het hierdie kapitaalinvloei wat toeneem en dit behoort sterker te wees as daardie toename in invoer wat 'n negatiewe invloed het op die lopende rekening. Nou die betalingsbalans het weer 'n impak op ander goed. So eerstens is dit op buitelandse reserves. So ons gebruik buitelandse reserves as eintlik maar buitelandse valuta wat die reservebank hou en as daar 'n betalingsbalans oorskot is of 'n surplus, dan is daar 'n invloei van buitelandse fondse en die reserves neem toe. Natuurlik as die betalingsbalans 'n tekort het of daar's 'n uitvloei van fondse, dan neem die reserves af. Graag wil die reservebank eintlik so 3 maande se buitelandse valuta in reserve hou om vir invoer te kan betaal. So wanneer reserves laag is, kan dit moontlik dat die reservebank rentekoerse kan vermeerder om so buitelandse geld te trek, dat daar 'n invloei van buitelandse kapitaal is, maar dit het natuurlik weer 'n invloed op gewone verbruikers en beleggers in Suid-Afrika. So hulle wil dit nie graag doen net vir hierdie rede nie.
Die betalingsbalans het ook 'n impak op die geldvoorraad. As daar 'n surplus of 'n oorskot is en daar's 'n invloei van buitelandse fondse, dan neem die geldaanbod toe. Andersom, as daar 'n tekort is en die fondse vloei uit, dan neem die geldaanbod af. Die Reserwebank kan die invloei van buitelandse geld sogenaamd steriliseer, met ander woorde die effek daarvan neutraliseer, en hulle kan dit doen deur effekte te verkoop in die binnelandse kapitaalmark, wat gelyk is aan die randwaarde van hierdie invloei van buitelandse geld. So die invloei van buitelandse geld laat die geldaanbod toeneem, maar dan verkoop die Reserwebank effekte, en op daai manier trek hulle weer die geld uit die stroom uit, en hulle hou dus die geldaanbod konstant. Die betalingsbalans het ook 'n impak op wisselkoerse. En ek is daar 'n interaksie tussen wisselkoerse en die betalingsbalans. Maar voor ons daaroor praat, moet ons eers 'n afsonderlike videoetjie doen oor wat is hierdie wisselkoerse, hoe word dit bepaal, watter faktore beïnvloed dit en hoe werk wisselkoersbeleid. So daar's nog meer om te kom. Ons gaan meer in diepte kyk na wisselkoerse, so bly ingeskakel.